Welkom terug, dis Vrydagoggend die naweek staar jou in die gesig en ek hoop ek sien jou Sondag by die kerk. Want ons gaan al met ons gereeks oor die gedekte tafel. Saam met Colin, groetjie hierdie mense. Het is lekker om vandag weer saam met jou te wees, ons sien uit na die naweek. Lang week wat agter ons is. Ja, ons het Woensdag so 'n bietjie gesels oor train your mind, om jou gedagtes te geoefen te kry om jou sitplek in te neem. Ja, ek het so 'n bietjie gepraat oor die storie Lukas 15, die verlore seune. Hoeveel preek het jy nou gehoor oor die verlore seun? Verskriklik baie. En van soveel hoeke en kante af. Dis 'n amazing ding. Ja. Ek is besig met daai boek van T.D. Jakes waar hy praat van Don't Drop the Mic. En as jy die hele podcast of hulle YouTube video gaan kyk daaroor daai spesifieke tema, dan kom Steven Furtick op en dan sê hy sommer, hy vra hom, hoe doen jy dit, hoe bou jy 'n preek? Dan gee hy vir hom sommer so 'n paar temas. En hy het altyd gesê, daar's ten minste 3 kante in elke storie. En hier is eintlik een van daai stories waar daar soveel kante van is. Ja. Daar's soveel goed waar ek meen, daar's die pa se kant, daar's die verlore seun se kant, daar's die ander boetie se kant. En dan sou ook selfs die res, daar's die diensknegte wat hulle storie vertel waar hulle hierdie ou probeer oortuig dat dis 'n lekker geleentheid en hy val nie vir dit. So daar's al hierdie amazing kante in hierdie storie, maar vir my is daar 3 kante wat ek oor gepraat het. Dis die pa se kant wat die beste sy kind wil gee. Die Psalm 23 herder. Ja. Dan is die boetie wat die sitplek ingeneem het toe die feesmaal van hom reggemaak is. En die ander boetie wat gesê het, hier is hy vir my. Die vetgemaakte kalf het natuurlik ook 'n kant. Dis ook so. Ek, Ja, hy het, as ons dit van sy kant af sien, gaan dit nie so mooi eindig nie. dit was sy laaste kant. Maar ek dink die vraag wat mens self aan die einde van hierdie sal kan vra, soos dat ons daartoe beweeg is, aan watter kant sit ons? Ja. Ek sê baie Bybel stories vir my, storie oor my, storie oor jou, storie oor ons. Nee, elke storie, en dan moet ek vir sê, ek was al die verlore seun. Kom nou? Ja. Ek was al die vetgemaakte kalf. Ek was al geslag. Ja. Sê maar. Dan is ons al die ander boetie ook. Ek was al die mense gewees wat saam met hom gepartytjie het. Presies. Ja. Ons almal was daar. Dan was ek ook weer bestaan met die diensknegt wat ander mense probeer oortuig het om by die tafel te gaan sit wat nie wou nie. So jy oral iewers, dit hang af van jou seisoen wat die prentjie is, of wat een van daai storie is. Maar die konsep vir my hier was wat ons Woensdag oor gepraat het. Die een het besef dat hy kan in die rus en vrede gaan sit, even though he didn't deserve it. Ja, dat is belangrik. Ek meen, hy tussen daai twee verdien die ander boetie eintlik die seat aan die tafel. Ja. Hy het toch ons nou als reg Hy het as reg gedoen. Volgens ons standaard as reg gedoen. Maar hy verstaan die geval van rus in God of in die Vader beter as die ander boetie. Die ander boetie het uit sy werke uit probeer sy pa impres en die mis die seat. En nou moet ons, wat een is jy? Nee. En hy sit met daai emosies, en hy sit met daai bitterheid. En daai siening, en jy het dit genoem Sondag, maar dit gaan dan sleg met daai, of nie, dit gaan sleg met hom nie, hy dan sleg gedoen. Ja. Hy verdien sleg. Ja. Hoekom kry hy nou goed? En hoeveel van ons volwasse kinders van die Here sit soms in daai geval, waar 'n verlorene kom in, en die Here bless daai uit sy sokkies uit, want hy wil sy goedheid aan hom bewys, en ons vat offense. Maar kom ons gaan verder, want offense, ek hou van daai woordjie, ek hou nie van die woordjie nie, maar dit is 'n realiteit. Woordjie offense. Ons dink altyd offense net vir die kerk. Hoeveel keer kinders van die Here wat deur 'n struggle gaan, stop langs die roebord. En langs jou stop ou met sy splinternuwe met Range Rover. Daar is nie teen 'n kind van die Here nie, maar onmiddellik vat ons offense teenoor die sondaars, teen die wêreldling. Ja. En onmiddellik gee ons stoel prys en sê, Here, maar hoekom gaan dit met hom so goed? Ek gaan eendag daar op my stoel laat sit. Hy vat my plek op. Jy know, ons offense gee ons maklik vir die kinders van die Here, maar offense is soveel groter as dit. Ja. Dis wat hierdie seun gebeur het. Kom in die veld, het hard gewerk, sy kant gebring. Ek kan amper sê, ek het nou kan prakties maak. Ek het my 10de betaal. Weet jy, daai storie waar Jesus gevra word wat een van die twee is reg.
Die priester wat in die middel van die Ja. gebeds tempel staan en bid en sê, Here, dankie dat ek nie so daai Ja, een is, en dankie dat ek my deel bring en ek die voorbeeldige een is. En dan staan die sondaar in die hoek en hy sê, Here, help my. ek is I'm niks. failing. Ja. I'm failing. En dan sê die Vader, kom sit jy wat vuil op die stoel. En jy wat in die veld het kom, gewerk en gedink het jy verdien dit, maybe is jou ego in die pad. Ja. Plaas celebrate jy dat die ander boetie sy stoel ingeneem het. But you rather fight him. Ja. Wat 'n emosie, wat 'n realiteit het 'n beheer van ons harte geneem. Wat se siening hou ons aan vas. Ja. En dit is so maklik om net by my eie siening vasgevang te bly en te sê dis hoe ek 'n ding ervaar. En nie by die Here uit te kom om te hoor, maar Here, wat sê jy van hierdie nie? Ons is veronderstel om bly te wees wanneer die Here iemand anders bless. Ja. Is die saam daai beginsel nie ook maar eintlik daar nie? Sny ek myself nie eintlik af van daai vetgemaakte kalf af? Deur dit wat ek saai nie. Ja, want hy het sy sitplek verloor. Ja. Nou, ek weet nie van jou nie, maar hoe meer ek in die storie dink, ons is in die middel van 'n manne bid hier vas. Professor hierdie vetgemaakte kalf begin al ek kan in my kop smokkel op hierdie stadium, hier in hierdie vastydperk waar ons sit. Maar ek dink myself, hier gaan sit hierdie een boetie wat nie verdien by die tafel en oorkant hom is 'n leesstoel. En hier kom die vetgemaakte kalf verby en ek sien hierdie blink vet en hierdie lekker stuk vleis, medium rare en ek sien daai dis die vas wat nou praat. En hy eet en ek sien die vet wat so aan sy gesang. Nou vet is 'n teken van oorvloed. Ja. Teken van blessing. En ek sien hoe hy het geniet en ek sien hoe die ander een so porsies by hom verbygaan. En hy is nie daar nie. En ek wonder hoeveel porsies het ons nie al gemis nie, oor ons nie bereid was om ons stoel in te vat. Oor welke rede ook. Ek soos jy praat van die vet en al sien ek net 'n ander prentjie ook verbykom van binne in die kerk weer eens. Ja. Iemand wat floreer in hulle bediening. Iemand wat deur die Heilige Gees die vet, die salf, die olie gebruik word. En hoe vinnig jaloesie ons vat. Ja. Er is amper asof ons nie wil hê dat iemand anders gebruik moet word nie. Here, gebruik net vir my. En daardeur, soos jy sê, verloor ek my stoel. Nou gaan ek juist nie gebruik word nie. Ek gaan nie in daai posisie stap waar die Heilige Gees sy volheid deur my kan laat vloei nie. Kom ons gaan nou na die vetgemaakte kalf kant van die storie toe. Was die probleem met die vetgemaakte kalf? Glad. Die blessing, die seën. Want dis wat die vetgemaakte kalf was. Dit was 'n seën, dit was 'n blessing geweest. Baie keer raak ons kwaad ons die blessing kan nie. Lê die probleem by die blessing of lê die probleem omdat ons nie by ons stoel gesit het? Ons het nie gesit nie. Want die blessing was daar. It was there for the taking. Ja. Hy kon kom sit het, hy kon geëet, hy kon deel gewees het van hierdie blessing, maar hy het homself gediskwalifiseer van die blessing as gevolg van die feit dat hy stoelpryse gee. So ons nie suppose om by daai tafel te sit en eintlik van die vleis af te sny en te sê, hey, hier's vir jou 'n stuk, man, hier's vir jou, hier's baie. Daai is 'n preek vir aandag. We are blessed to be a blessing. Ja, Maar as ons nie by die tafel sit waar die blessing is nie, kan ons nie 'n blessing wees nie. ons kan dit nie geniet nie en ons kan dit nie uitgee nie. Sien, al wat ek nou myself sê, sien die strategie van die vyand. Ja, As hy ons van die tafel af kan weghou, affekteer net ons nie, affekteer tot die mense wie ons moet bless. ja, dis die waarheid. Dis so 'n groot strategie wat hy het, dat hy die vermoë het om ons van die tafel af weg te hou, ons weg te vat, ons mis ons blessing, en ons mis om 'n blessing te wees. Ja, Wie se skuld is dit? Die blessing se skuld? glad nie. Is dit die pa se skuld? Is dit die ander boetie se skuld? Ons gaan sê dis sy skuld, maar dit is dit sy Of skuld. course. Glad nie, Ek mens was nooit ons nie. glad nie. Ja, was nooit ons. Ja, Ja. ja. Het jy dalk jou stoelpryse gegee? Ek dink dis die vraag. Het jy dalk is jy dalk ongelukkig oor hierdie blessing mis? Is jy dalk ongelukkig oor die anders 'n blessing kry en jy kry nie. Nou sê ek nie ons gaan nie deur moeilike seisoene gaan wat dit vir ons voel of wanneer 'n blessing is. Dit is ook so. Kom ons wees eerlik. Ja. Maar ek hoe meer ek aan dink, wonder ek myself hoeveel vetgemaakte kalf het ek nie al gemis. Want ek het al my stoelpryse gegee. Ek verseker ook. Ek het al 'n paar keer my gewippie nie gaan sit nie. Kom nou. En daarin nou jou wakker vir aande, soms maande. Nou wonder ek, Here, dalk het ek eers al gemis. Ja. Nee, verseker. Ek kan daarvan getuig maar in my eie lewe verseker. Moenie as 'n plek mis nie. Kom by die plek waar die Here jou wil hê. Kry jou gedagtes geoefen, getrein
sodat jy nie uitmis op die seën wat die Here vir jou het en die seën wat hy jou mee wil gebruik om vir ander seën te wees. Dis crucially belangrik. Sien julle Sondag. Lekker naweek.